Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 17 Junie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Psalm 8 in die 2020 vertaling. Hierdie is 'n oomblik en 'n tyd waar ons onsself intentioneel na God toe draai. 'n God wat altyd en oral teenwoordig is. 'n God wat betrokke is by die groot dinge in ons lewe en selfs ook in die klein dingetjies. Dit wat ons ook as onbenullig kan sien. Ook daar is God. Stel jouself in vir hierdie teenwoordigheid. Haal 'n paar keer diep asem, steek soos oudergewoonte Christuskers aan en vra die Here om ook nou jou hart en gedagtes met sy teenwoordigheid te deurdring. Koos van der Merwe se gedig, Alom, word ook vandag ons gebed. Immer, oral, altyd U, ver en naby, alom U. U in die hoog en U in die ver, U in die skyn van die verste ster. U in die naby, U in die nou, U in die oomblik wat hier ontvou. Immer, oral, altyd U, ver en naby, alom U. Amen. Psalm 8 vers 1. Vir die musiekleier op Haggetit, 'n psalm van Dawid. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde, U wat U luister bo die hemelruim vestig. Deur die mond van kleuters en suigelinge het U mag gevestig, vanweë U teenstanders, om vyande en wraakgieriges stil te maak. Wanneer ek na U hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het. Wat is 'n mens dan dat U aan hom dink? 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die klein vee en beeste, ja selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Wanneer die naghemel oopvou, die maan en die sterre in al hul glans, dan kom die vraag wat so oud is soos die mens self. Wat is die mens dat U aan hom dink? 'n mensekind dat U na hom omsien. Psalm 8 is 'n lied van verwondering, 'n besef dat ons klein is en kosbaar, dat ons stof is en 'n kind wat gekroon is. God se majesteit vul die hemelruim en tog plaas Hy ons in die middel van sy skepping. Versorg Hy ons, gee Hy vir ons verantwoordelikheid. Nie as heersers wat oorheers nie, maar as beelddraers, genooi om met eerbied en liefde te leef tussen diere, riviere en mense. In hierdie psalm word lof die antwoord op verwondering. Nie net vir wat God gemaak het nie, maar vir wat Hy in ons raak sien, dat ons ten spyte van ons broosheid draers is van sy naam. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik oor die skepping te dink. Wanneer laas het jy stil gestaan onder die hemelruim? Wanneer het jy die sterre en die maan gesien en weer iets van jou kleinheid en jou waarde beleef?
Dink vir 'n oomblik hieroor na. Wat beteken dit vandag vir jou, dat jy met eer en heerlikheid gekroon is? Dat God jou raak sien, te midde van hierdie magtige, grootse skepping. Dink bidend hieroor na. Wat keer jou soms om daardie Godgegewe waarde in jouself en in ander raak te sien? Praat ek met God in gebed hieroor. Kom ons bid saam. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Leer ons om te leef met verwondering, om die skepping met sagtheid te hanteer, en onsself en mekaar as draers van die beeld te eer. Laat ons lof 'n weerspieëling wees van die glans van U teenwoordigheid. Amen.